Goeiedag aan elkeen van julle. Ek hoop julle het 'n baie lekker en geseënde Kersdag saam met familie en vriende gehad. En ek hoop dat julle nog steeds almal baie lekker saam kuier. Ons staan so 4 aande, 4 dae van nuwe jaar af, van 2021. En ek dink dat hierdie jaar wat verby is, gaan ons nog baie lank oor praat. Dit was 'n jaar van soveel veranderinge, soveel onsekerhede. 'n jaar wat ons altyd sal onthou van woorde soos inperking, kwarantyne, lockdown, hande was, maskers dra, skole wat sluit, kerke wat toe is en dat ons nooit kon dink dat ons oor 'n video kerk sou moes hou nie. Ons weet ook dit was 'n jaar vir baie mense van vele verliese. Verlies dalk wat hulle 'n geliefde moes afstaan, 'n verlies aan inkomste, maar dat dit dalk vir party ook 'n jaar was wat hulle vir 'n geliefde moes totsiens sê. En nie op die gewone manier afskeid kon neem van hulle geliefdes nie. En daarom hoop ek opnuut dat die Kersfees boodskap, die boodskap van verlossing, die boodskap van God wat redding bring, die boodskap van ons wat vir ewig gered is van die dood, sodat ons vir ewig saam met God kan lewe. Dat hierdie nuus weer eens vir jou so kom vertroos het en vir jou 'n vrede kom bring het. Kom ons word stil en ons bid saam. Liewe Here Jesus, ons kom na U toe vandag. Here, ons is 'n paar dae van nuwe jaar af. Here, die jaar wat voorlê is nog vir ons so onbekend. Ons weet nie wat op ons wag nie. Baie van ons is bang. Baie van ons is siek. Here, ons weet dat hier in ons eie Swellendam die stygings in COVID-gevalle soveel groei en ook reg oor ons land. En Here, daar's tye wat ons net bang voel. Daar's tye wat ons nie lekker weet hoe vorentoe nie en wat moet ons doen en wat is die regte besluite. Maar dankie Here dat hierdie Kersfees boodskap en die hele boodskap van die evangelie vir ons een ding kom sê, en dit is dat U op die troon sit. Dat U in beheer is. Dat U agter die skerms werk. En daarom Here, kom sê U vir elkeen van ons, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Amen. Ek dink dat dit vir ons as 'n geloofsgemeenskap, omdat ons nie kan saam wees nie, en omdat ons bevind in omstandighede wat vir baie van ons onseker is, en ons weet dat daar baie mense is wat siek is, en dat ons twyfel, en dat ons bang raak. En daarom het ek goed gedink dat ons vandag, saam met hierdie video wat ek nou gaan speel, saam, hardop, die geloofsbelydenis sal opsê. En daarmee vir God sal sê, Here, ons vertrou op U. Ons staan vas op U beloftes.
Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, Ons te vrees. en 'n ewige lewe. Amen. 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 Gemeente, ons het hierdie afgelope 4 weke in adventstyd bietjie gepraat oor 4 karakters in die Kersverhaal. En ons het ook gepraat dat advent beteken koms. En dat ons nie net wag op en vier die eerste koms van Jesus, sy geboorte nie, maar dat ons ook wag en met hoop en verwagting uitsien na sy tweede koms, wanneer hy ons weer gaan kom haal. En ek dink die gevaar kan wees dat ons so maklik na Kersfees en die geskenke is oopgemaak en die feesmaal is geëet en die familie is weg, maar net weer soos altyd kan aangaan. Net maar weer teruggaan na die gewone lewe met bang en onsekerheid en eintlik amper vergeet van die goeie nuus. Richard Rohr, 'n teoloog, het gesê dat ons so maklik Kersfees kan stil staan en kan stop by die liewe Jesus in 'n krib. En dat ons eintlik die evangelie geen guns doen as ons Christus die Here 'n baba wil hou nie. En wat ons daarmee bedoel, want as ons Jesus Christus maar nog klein wil hou, liewe Jesus 'n baba wil hou, dan vra dit amper minder van ons. Dit vra nie van ons om in 'n verhouding met iemand te staan nie. Dit vra nie van ons om oor te gee nie. Dit vra nie van ons wederwysige deelname nie aan hierdie verhouding nie. Dit vra nie van ons om Jesus se leringe te gaan nastreef nie. Want Jesus bly net hierdie oulike babatjie. En miskien het ons dit begin doen omdat ons gemaklik geraak het met 'n baba Christendom. Dat ons nie 'n begeerte het om te groei in die geloof en volwasse Christene te word wat meer en meer soos Jesus word nie. Want gemeente, in 2 Korintiërs 3 vers 18 staan daar dat ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Wat hiermee vir ons wil sê, en hierdie teks vir ons wil sê, is dat ons moet meer en meer soos Jesus word. Ons moet sy heerlikheid uitstraal. Dit is die doel met ons, om heilig te word soos Jesus. Om anders te lyk. Ons doel is nie om 'n beter weergawe van onsself te word nie.
Ons doel is om soos Jesus te word, om te groei, om nie net meer van melk te leef nie, maar van vaste kos. En daarom gemeente, is Advent nie net 'n tyd wat Kersfees gebeur en 'n Kersfees wat ons vier, die koms van Jesus Christus as 'n baba in 'n krib nie. Maar word Advent, die uitsien, die verwagting na Christus se tweede koms, word dit ons hele lewe en ook die lewe van die kerk. Want elke dag moet ons vir God vra om homself opnuut in ons gebore te laat word. En ek het gedink dat dit goed sal wees om so 'n bietjie hier aan die einde van die jaar, aan die begin van die nuwe jaar, na ons eie lewe te kyk. Om na te dink oor 2020. Om te vra, wat het ek in hierdie jaar geleer? Om met mekaar te gesels, wat het ek by God geleer? Wat dink ek het God vir my kom sê? En gemeente, miskien as ons ook gaan kyk na die 4 karakters na wie ons hierdie afgelope 4 weke gekyk het, en ek gaan nou dat ons weer 'n bietjie weer daar teruggaan na elkeen van hulle toe. Miskien kan ons by een van hulle dalk iets leer. Iets saam met ons vat wat vir ons sê, Here, in hierdie jaar wat kom, wil ek hierdie gesindheid van byvoorbeeld Josef hê. Of Here, ek wil soos die wyse manne wees. Of Here, ek dink regtig dat U vir my kom wys het, dat ek moet soos Maria oorgee en U vertrou. So kom ons gaan staan so 'n bietjie stil en ek gaan net baie kortliks vir u oor elke persoon iets sê. Maria se storie. Maria wat 'n plan vir haar lewe gehad het, wat eintlik uitgewerk was. Sy wil trou, sy het haar reggemaak vir Josef. En dan kom 'n engel na haar toe en sê, sy gaan 'n kind hê, en hy gaan die verlosser wees. En haar reaksie kon wees, maar nee, ek sien nie kans hiervoor nie. Nee, ek het klaar plan vir my lewe, ek gaan met Josef trou, ek soek net 'n gewone normale lewe, dis 'n groot skande, ek sien nie kans om hierdie skande te dra nie. Maar nadat God met Maria gepraat het, het Maria gesê, en ons lees dit in Lukas 1 vers 38, en sy sê, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Ons vertaling in 1983 staan, ek is tot beskikking van die Here. Mag met my gebeur, soos wat u gesê het. En gemeente, miskien is hierdie vraag, as ons na Maria gaan kyk, dat ons vir God moet vra, Here, maak my meer diensbaar. Diensbaar teenoor iemand in my lewe wat ek dalk weet dit verdien, of iemand wat dit dalk nie verdien nie. Of dalk is daar iets in jou lewe wat jy 'n plan voor gehad het en God het 'n ander plan vir jou kom gee en dat jy soos Maria moet oorgee en moet vertrou en moet sê, Here, ek is tot u beskikking. As ons na Josef gaan kyk, Josef wat 'n goeie man was, 'n godsdienstige man, wat die wet wou nakom, wat die regte dinge in die lewe wou doen. En hier word hy amper deel van Maria se skande storie om 'n kind te kry voor hulle omgang gehad het, voor hulle wettiglik aan mekaar verbind is. En Josef het gedink hy maak 'n goeie plan om net die verloving stilweg te verbreek. Maar God het toe vir hom 'n ander plan. God sê vir hom, nee Josef, jy gaan met Maria trou.
Dit gaan opoffering van jou vra. Jy gaan dalk deel hê aan hierdie skande storie. Daar gaan dalk 'n stigma in jou gekoppel word van 'n man wat voor die tyd, voor hy wettiglik aan Maria verbind is, 'n kind gekry het. Maar Josef was gehoorsaam. Hy het die pad gekies, 'n pad van liefde en genade. 'n Pad wat nie seer maak nie, 'n pad wat nie afbreek nie. Josef het hierdie stuk spanning gehad, en so baie kere wanneer ons groot spanning beleef, dan maak ons soveel keer seer met ons woorde. Ons is so vinnig om te reageer. Ons is so vinnig om mense af te breek, om hulle te verneder wat ons verneder het, en hulle seer te maak wat ons seer maak. En miskien moet jy in die jaar wat kom, kies om God se pad te stap. 'n Pad van genade en liefde teenoor hulle vir wie jy nie liefde het nie en nie genade aan wil betoon nie. In Josef se storie lees ons in Matteus 1 vers 18 tot 25. Die wyse manne, ons lees van hulle in Matteus 2 vers 1 tot 12. En ons lees van manne van 'n ander kultuur en 'n ander geloof en 'n ander taal, wat baie ver reis van die ooste af, 'n reis wat vir hulle amper 'n jaar moes neem, 'n reis vol gevare, 'n reis vol opofferings, maar hulle pak hierdie reis aan. Hulle maak hierdie opofferings, hulle het hierdie diepe soeke na God. En hulle wil hom persoonlik ontmoet. Hulle is nie net tevrede om in Jerusalem te hoor dat hierdie kindjie gebore is nie. Hulle wil self na Bethlehem toe gaan waar hulle die kindjie ontmoet en voor hom kniel en 'n persoonlike ontmoeting met hom het. En dit kan miskien ook vir ons, wat ons by die wyse manne kan leer, is soek ons vir God. Het ons 'n honger daarna om God persoonlik te ontmoet? Of het ons net 'n klomp kopkennis oor God? Hoor ons net van God? Want God wil hê dat ons hom persoonlik met ons hart moet ken en moet lief hê. En dan laastens die herders, oor wie ons Kersdag gepraat het. Die herders wat opgewonde was, omdat hulle die goeie nuus gehoor het. Die herders wat getransformeer is deur hierdie goeie nuus. Wat hierdie goeie nuus vir almal wou gaan vertel het, omdat hulle wou hê dat almal moet deel hê aan die nuus van iemand wat hulle kom red. Iemand wat hulle kom verlos. En dalk moet jy net weer vandag en hierdie jaar wat kom, weer opgewonde raak oor 'n God wat jou altyd opsoek. 'n God wat jou wil verlos. 'n God wat vir jou tweede kanse wil gee. 'n God wat wil heel maak. 'n God wat almal raak sien. Ook vir jou wat dalk voel jy is onbelangrik. Dalk leer jy by die herders dat Here, ek wil groei. Ek wil transformeer. Ek wil anders gaan leef. Ek wil meer en meer u heerlikheid weerspieël. Gemeente, mag dit wat 2021 vir ons inhou. Mag ons geestelik groei. Mag ons soos Jesus word.
Mag ons omgee vir mekaar. Mag ons mekaar bemoedig. Mag ons die nuwe jaar met hoop ingaan, al is dit vol onsekerhede. En hoekom het ons hoop? Ons het hoop, want ons het die goeie nuus van Kersfees gehoor. En daarom is my gebed, dat ons hele lewe een groot advent moet wees, en ons met verwagting uitroep, kom, Here Jesus, kom gou. Amen. Here, U is die groot ek is, die verbinder van wonde. Verbind asseblief vandag almal se wonde. Here, U is die soeker van verlorenes. Vind asseblief vir hulle wat verlore is. U is die vriend van die armes. Here, sorg vir die armes en mag ons vir hulle sorg. Heer, U is die bron van alle dinge. Mag U vir ons altyd genoeg wees. Here, U is die vergewer van sonde. Dankie dat U ons sonde vergeef het. Here, U is die stem vir die stemloses. Dankie dat almal by U 'n stem het. U is die raadsman vir die verwardes. Here, wees vir ons 'n spesiale raadsman. Here, U is die skuiling teen die storms. Beskerm ons teen die storms en hou ons veilig. Here, U is die skepper van die hemel en aarde. U is alles en nog soveel meer. Ons aanbid U en eer U op ons beskeie manier. Dankie dat U ons vandag ontmoet het. Amen. Gemeente, ek gaan vanoggend vir julle 'n lied speel, 'n seëngebed. En mag julle deur hierdie lied geseën word en uitgaan en die 2021 tegemoet gaan met hoop in julle harte, omdat julle die goeie nuus gehoor het. Amen. Water van rus. Die rus langs jou vesting en rots. Hy laat jou staan op die hoogte. Die rus om jou die duister word lig. Hy laat jou
van rus. Die Here is langs jou vesting en rand. Hy laat jou staan op die hoogte. Die Here is om jou, die duister word lig. Hy laat jou lamp helder skyn. Die Here is bo jou, van hom kom jou siel